Nou, goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom die woord van die Here. Ons is die Here innig dankbaar dat hy ons uitgespaar het, dat hy vir ons 'n nuwe dag gegee het en dat ons ook in hierdie môre kan sê dis die dag wat die Here gemaak het. Kom dat ons daaroor juig en bly wees. Nou, ons is tans besig met ons reeksie aktuelle boodskappe. Nou, soos u weet, is maar vrae wat mense vir my oor die jare gevra het. Die afgelope week het mense vir my vrae deurgestuur wat hulle graag wil hê ek moet hanteer. En die gebed van my hart is dat u ook dan vanuit die waarheid van God se woord geonderrig kan word en dan kan sien wat die Here vir ons wil kom leer. U moet onthou dat daar sekere dinge is wat ek vir u leer en die gebed van my hart is dat u verdere ondersoek sal instel. Altyd goed om u self te gaan vergewis van die feite en dan die woord van die Here binne sy konteks te verklaar en dan so die Here te verheerlik. Dit is tog belangrik, vriende, dat ons vir onsself die saak sal uitmaak binne die raamwerk van God se woord en ons as predikante moet u begelei dan ook in die verkryging van hierdie antwoorde. Nou, ons gaan vanmôre 'n bietjie stil staan by die vraag, waar kom God vandaan? Of, soos baie mense vir my sê, nou, wie het God geskape? As jy 'n rekenaar sien, dan is daar iemand wat daardie rekenaar gemaak het. As jy 'n horlosie sien, dan is daar 'n horlosiemaker. En nou sê mense, luister, ons sien alles so, daar moet altyd 'n oorsaak en 'n gevolg wees, so wie het God gemaak? En ons gaan 'n bietjie vanmôre kyk na hierdie bepaalde saak. Jy sien, in hierdie postmoderne tyd waar mense al hoe verder wegbeweeg van die waarheid van God se woord en die vrees vir God, daar al hoe meer ateïste wat opstaan en vir ons sê, waar is jou God? Wys hom vir my. Dan kry ons die agnostikus wat vir ons sê, luister, ja, ons glo daar's 'n een of ander opperwese, maar hy het nie genoeg van homself geopenbaar dat ons aan hom kan glo nie. En dis die gevaar wat ons vandag mee te doen kry, is dat mense sê daar is nie 'n God nie of God het hom onbetuig gelaat. En ek wil vir u sê, die Bybel is baie duidelik daaroor dat ons hierdie saak vanmôre dan vir eens en vir altyd tot ruste kan lê, dat u kan verstaan en sien wat die Bybel oor die God van die Bybel sê, die God van die heelal, die skepper. Nou, vriende, as ons die vraag moet probeer beantwoord, waar is God of wie het God geskaap of wie het God gemaak, dan is dit amper dieselfde as om die vraag te vra, hoe ruik die kleur blou? Nou, blou is nie in 'n kategorie van dinge wat 'n reuk het nie. So, die vraag is self gebrekkig. As jy vir iemand vra, hoe ruik die kleur blou, gaan hulle jou snaaks aankyk en vir jou sê, maar wat bedoel jy? Wat wil jy eintlik vir my sê? Want jy sien, dis nie in 'n kategorie van dinge wat 'n reuk het nie. Dis 'n gebrekkige vraag as jy nou na die geleerdes gaan kyk. En dis presies dieselfde wanneer dit kom by God, vriende. Wanneer die skepsel vra wie die skepper geskape, wie het hom gemaak en waar kom hy vandaan, dan is dit een en dieselfde ding. Want u sien, God is onveroorsaak en ongeskape. Hy bestaan eenvoudig. En ons sien dit in die woord van die Here baie duidelik, dat hierdie absoluut 'n geloofsaak is. Dis nie 'n sprong in die donker nie. God het hom nie onbetuig gelaat nie. Ek gaan vir u genoeg feite vanmôre gee, waarom ons weet dat God van ewigheid af was, en dat hy die bron van lewe en die gewer van lewe is. En dat dit 'n geloofsaak is, dat ons moet glo dat God is, en 'n beloner is van die wat na hom soek. So kom ek begelei u deur die woord van die Here, om vir u baie duidelik te wys dat God is nie in die kategorie van dinge wat geskep is of veroorsaak word nie. God is die absolute wat van ewigheid af was, is en sal wees. Ons lees in Genesis 1 vers 1 en baie keer sal 'n mens nou dink, Genesis 1 vers 1 behoort vir ons 'n goeie verduideliking te gee oor waar kom God vandaan en is hy geskape ensovoorts ensovoorts. En God doen dit glad nie. U sien, vir sy skepsel verduidelik hy homself nie. Waarom nie? Want hy het nie nodig as skepper om dan ook hom aan sy skepsele te verduidelik nie. Hy kom met die aankondiging en hy sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskaap. En God gee nou vir ons die verduideliking van waar alles vandaan gekom het wat vir ons bekend is. Die hemel, die aarde, die see, die plante, die diere, die hemelruim, die sterre, die son, die maan, tyd en al die dinge wat daarmee gepaard gaan. So God kom in ons tyd en hy sê, luister, ek is van ewigheid af en ek het geskape. U sien, die Bybel, die onfeilbare woord van God, wat al deur en deur bewys is as 'n betroubare historiese dokument, begin met die aankondiging dat God geskape het. God probeer homself nie verduidelik waar hy vandaan kom nie, maar kom in tyd en leer ons dat hy die skepper van alles is. En voor dit alles wat hy geskape het, bestaan het sonder die toedoen van iets of iemand anders. Hy is die ewige wat geskape het. Nou kom die skrywer van die Romeinebrief, die apostel Paulus, en hy sê vir ons in Romeine 11:33 hierdie woorde.
oor die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeel en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit hom vergeld moet word? Want uit hom, en deur hom, en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. En dan die woordjie, amen, wat eenvoudig beteken, laat dit so wees. U sien wat Paulus kom en hy vir ons probeer verduidelik hier is, dat ons nie die verstand van God het, om hierdie goed te verstaan, of dan te beredeneer, of dan te verklaar nie. Ons kry hier die aankondiging, dat God hemel en aarde geskaap het, en Paulus verwys na hierdie God, dat sy wysheid, en sy kennis ondeurgrondelik is. Daar is geen mens op aarde en daar is geen universiteit met al sy lektore en al sy studente wat die diepte van God kan pyl nie. Daar is van die briljante teoloë, daar is van die briljante wetenskaplikes, die bioloë. Jy kan maar gaan kyk elke sweer van die samelewing en elke deel van die samelewing waar mense op 'n punt gekom het waar hulle God probeer uitredeneer het en uiteindelik op hulle knieë moes val en soos 'n Thomas van ouds moes uitgeroep het, my Here en my God. Die vraag wat Paulus vra is, wie die gedagte van die Here geken? Hy vra die vraag verder, wie was God se raadspan? Jy sien, die Here het nie 'n ronde tafel soos King Arthur en hy vra raad van ons. Wat dink ons, hoe moet hy homself beter aan ons verklaar nie? Nee. Die Bybel sê, uit God en deur God en tot God is alle dinge. Hy het alles geskape, maar hy is self nie geskape nie, want hy is die gewer van lewe. Hy is die bron van alles wat ons sien, en uit hom is alles dan geskape. U sien, voor enige iets was, is God. As hy geskape was, vriende, dan was hy nie die God van die Bybel nie, dan was hy nie die skepper nie, dan was hy een, net soos u en ek. En daarom het ons nodig om hierdie waarhede in die Bybel raak te sien. Jy sal onthou op 'n stadium het die Fariseërs en Sadduseërs die Here bevraagteken daarin Johannes die 8ste hoofstuk. En die Here antwoord en hy sê vir hierdie manne, voordat Abraham was, is ek. Baie interessant is dat die samestelling van hierdie woorde was eintlik vir hierdie Fariseërs skokkend. Want Abraham was die aardsvader, die vader van die gelowiges. Hy was een van die mense wat dan ook geroep was deur die Here in Genesis 12 en waaruit die volk Israel ontstaan het. En nou kom die Here Jesus en hy sê, voordat Abraham was, is ek. Met ander woorde, ek is Abraham se skepper. Ek was van ewigheid af gewees. En ons weet dat hulle die Here probeer doodmaak het vir hierdie uitlating wat hy dan gemaak het. Die Hebreërskrywer kom en hy demonstreer vir ons so 'n bietjie wat die gedagte van geloof behels en waarom dit nie so moeilik is om te glo dat God van ewigheid af is nie. Dat hy in homself lewe en asem aan alles gee nie. Daar staan in Hebreërs 11 vers 1 die volgende. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die oudheid getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat na hom soek. Vriende, as ons net kyk om ons, dan kan ons sien en weet. Daar is net een boek wat verklaar wie alles geskaap het en dit is die Bybelboek. Die God van hemel en aarde het uit niks alles geskape en ons kan dit sien en ons glo dat hy die skepper is. U sien, geloof is eintlik nie so moeilik nie. Ons sien byvoorbeeld nie radiogolwe nie en tog luister ons na radioprogramme. Ons sien nie die wind nie en tog sê ons, kyk hoe waai die wind, kyk die effek van die wind. En ag vriende, as ons maar net dink aan die gedagte van geloof is, ons kan waarneem om ons, dat die skepping wonderlik geskape is. Daar is orde in die skepping. Die Here het hierdie kosbare waarhede vir ons in sy woord opgeteken. Ons sien die mooi van die skepping, ons sien die seisoene, ons sien die reën, ons sien die sneeu, ons sien al hierdie wonders wat God geskaap het. En ons sê nie, ag, hierdie goed het alles van self ontstaan nie. Nee, ons sê, daar is 'n skepper, daar's 'n oorsprong. En dit kom van hierdie God, wat alles gemaak het. Hy is nie geskape, hy is nie gemaak, hy is nie uitgedink deur 'n mens nie, maar van ewigheid af is hy, was hy en sal hy wees. Vriende, ons kyk maar na
die woord van die Here daar in Psalm 19 en ek gaan daarmee afsluit. Daar staan, die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak nie, daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het hy daarin 'n tent gemaak. So hierin sien ons dat die skepping die algemene verklaring en openbaring van die feit is dat God alles geskaap het. Die uitspansel vertel vir ons, daar is 'n ewige, die een wat nie geskaap is deur niemand nie, die God van hemel en aarde wat alles geskaap het om vir ons sy heerlikheid te demonstreer. Verder sien ons dat God homself geopenbaar het in Jesus Christus. Die Bybel sê vir ons in Matteus 1:23, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word God met ons. Gaan lees die geskiedenisboeke, gaan lees die Bybel en u sal sien, daar was nog nooit een voor die Here Jesus soos hy, toe hy op aarde was soos hy en na hom soos hy nie. Hy was God wat mens kon word het om sy heerlikheid openbaar. En onthou u, daar op die meer van Galilea, toe die storms en die wind gewaai het en die storms gewoed het en die golwe in die skei geslaan het, toe staan hy op en hy sê, wees stil. En die Bybel sê, in 'n oomblik het alles stil geword. En die disippels het nie opgespring en gedans en gejuig nie. Nee, hulle het in aanbidding voor hom geval en gesê, wees tog hierdie man, dat selfs die wind en die waters hom gehoorsaam is. En die antwoord is baie duidelik, hy's God, wat hierdie skepping daar gestel het, wat in tyd gekom het om vir ons te kom wys wie hy is, sy heerlikheid kom openbaar het, sodat ons deur geloof in hom lewe en lewe in oorvloed kan hê. Die pragtige woorde van 1 Timoteus 3:16 sê, en onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. God het op geopenbaar in sy seun Jesus Christus. Ek wil afsluit met die pragtige woorde van Gesang 245. Maak dit jou gebed, soos ek het my gebed ook maak. Hierdie gesang gaan oor die wonderlike drie-enige God en vers 11 sê, ewig onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees, Heer, leer my u ken al beter, u gehoorsaam kind te wees. En in die jare van dien van die Here, in my studie van die woord, in die lees van boeke, kan ek vir u een ding sê, daar is 'n enige God, die God van die Bybel, die God van Abraham, Isak, Jakob, die skepper van hemel en aarde, wat hom geopenbaar het in Christus, wat nie geskaap is deur 'n mens of deur enige ander een nie, maar die een wat van ewigheid af was, wat lewe en asem aan alles gee. En op 'n bepaalde tyd sal hy 'n einde maak aan hierdie aardse bestaan. En die wat hulle geloof in hom gestel het, sal eendag in sy heerlikheid wees. En die wat sonder hom gesterf het, sal hoor, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Mag die Here ons genade gee. Daar's nog baie meer wat ek u kan sê oor, daar's artikels wat ek vir u kan aanstuur dat u kan lees, maar ek dink die antwoord is voor die hand liggend. Wie het God gemaak? Wie het hom geskape? Niemand nie. Dis hy wat van ewigheid af was en lewe en asem aan almal en alles gee. Groete vir u, mooi dag verder, tada.